Ek wil sommer begin met 'n getuienis, want ek het nogal vir Leon gesê vanoggend, ek gaan nou maar by die Here hoor of ek dit enigstens moet deel of nie, maar ek het dit gebid en toe sing ons dit, ek weet nie of julle dit enigstens agtergekom het nie, maar ek vertel vir hulle in die klein kamertjie, eintlik meer vir Leon persoonlik vanoggend, dat verlede naweek was ek eintlik besig om iets te doen, en ek hou daarvan as ek besig is om te werk, om in die agtergrond iets te luister. Nie dat ek regtig twee goed tegelyk kan doen nie, moenie vir een oomblik dink ek kan nie, maar ek voel net beter as ek moet iets doen en daar's white noise in die agtergrond. So luister ek 'n getuienis. En die getuienis, ek sê nie julle moet sulke goed gaan luister nie, maar toevallig, dis wat opkom, was dit 'n getuienis van iemand wat vir 'n tydjie lank dood was. Letterlik klinies dood was vir 'n hele aantal minute. En sy vertel toe wat sy beleef het in daardie tyd. En sy vertel dat sy onder andere in die hemel 'n Hooglied ervaring gehad het, soos sy dit genoem het. Sy sê, net soos in Hooglied, die bruid sing vir die bruidegom, en dan sing die bruidegom oor sy liefde terug aan die bruid. Sy het dit gesien, stel jou voor, kom ons noem dit maar die hemelse gemeenskap, ons broers en ons susters wat ons vooruit gegaan het, hulle sing vir die Here hoe lief het hulle hom. Maar ondenkbaar, dan ruil die rolle om en hy sing vir die gemeenskap, hoe lief het hy hulle met sy hele hart. Ek hoop dat hier waar jy vanoggend sit, jy sal weet dat die Here jou lief het met sy hele hart en dat daar niks is wat hy meer begeer as jou liefde nie. Dink daaroor, is dit Bybels? Ja, want hy sê, hierdie is die eerste en die grootste gebod, dat jy hom sal lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand. En ek het dit vanoggend gebid, want dit het so indruk op my gemaak, en toe sing ons dit, net daarna, het julle dit agtergekom. Dis wanneer ek weet, dit is die Here, dis nie ons nie. En weet julle, om dit af te sluit, sy sê, toe by haar sê, sy gaan moet teruggaan, sy kan nie verder nie, sy gaan moet teruggaan, toe buig hy af, om in haar oor te fluister. Hoe intieme daad is dit nie? En weet julle wat fluister hy vir haar? Hy vra vir haar by die naam. Het jy my lief? Net soos wat hy vir Petrus gevra het. En vanoggend, as jy jou kan voorstel, as Jesus voor jou kom staan het, en jy het gehoor alles waaroor ons vanoggend gepraat het, vanuit die boek Numeri, dan is dit wat ek wil hê, dat jy jouself moet afvra. Het ek hom werklik lief? Ek vra nie of jy hom dien nie. Ek vra nie of jy vir hom gee nie. Ek vra nie of jy goeie dade doen nie. Ek vra jou vanoggend, het jy hom lief? Want as ons deur alles wat ons lees vanoggend gaan en ons reduseer dit tot een vraag, dan is dit die vraag. Het ek en jy hom lief? Ek moet teenoor julle bely, laat ek nou sommer begin met my sonde en my verkeerd wees. Ek het vir julle vertel, ek het met my stilte tyd weer begin om die Bybel van vooraf te lees, en dit is my verskriklik lekker, maar ek moet erken, ek was nie baie opgewonde toe ek by Numeri kom nie. Want Numeri beteken mos nommers, en ek het geweet, daar's hierdie klomp getalle in lyste name, en ek was nie vreeslik lus vir dit nie, ek moet dit erken, skus, ek het vergeet om te sê die 4 vliegies mag gaan, hoor? Jammer julle, ek weet nie waar is my kop vanoggend nie. Hy is binne en buite dikwels ewe te mekaar, maar in elk geval, dis nie die punt nie. En ek het gedink, jong, laat ek nou maar net vinnig deur die boek lees, en vinnig deur hom werk, en dan kom ons by Deuteronomium, en ek weet, ek hou van Deuteronomium, daar's baie lesse in Deuteronomium. En het die Here my kom verras, vir hoe baie ek, Liesel Alberts, moet leer uit Numeri, en ek gaan 'n paar van van die lesse met julle deel, want as ek dit alles moes deel, het ons 'n preekreeks gehad, wat 1 jaar geneem het. Maar julle sal sien dat die nommers, Numeri, kom vanuit die feit dat daar 2 sensusse is in die boek Numeri. Een in die eerste hoofstuk, maar in hoofstuk 26 is daar weer een. Ons gaan sien hoekom. En dan sien ons dat daar hier in hoofstuk 1 'n opname gemaak word van alle mans wat ouer is as 20. 20 en ouer is 'n beter beskrywing daarvan, wat daartoe in staat was om oorlog te voer. Nou ons weet dat hulle met hulle uittog uit Egipte uit is, ons weet dat hulle daar so verdruk is en so swaar gekry het dat hulle uitgeroep het na die Here. En die Here sê vir Moses, hy het hulle gehoor. Hulle stemme het hom in die hemel bereik, hy het hulle gehoor en hy het geluister. En ons gaan sien vanoggend, en ek gaan julle vra of julle dit onthou, dat wanneer die Here
hy hoor alles, hy weet alles, maar wanneer hy sê ek het gehoor, of wanneer die Bybel vir ons sê hy het gehoor, dan moet ons weet, hy gaan reageer, hy gaan optree, en is 'n wonderlike vertroostende ding as ons weet, hy het ons gebede gehoor, en hy het geluister, maar ons gaan vanoggend sien, dis nie al wat hy hoor nie. Hy hoor selfs die onuitgesproke gesindhede van die hart, hoor hy so duidelik soos die woorde wat by ons mond uitkom. Maar waar kom die woorde vandaan? Hulle word gebore uit die hart, uit die gesindheid van die hart. En die gesindheid van die hart word omgesit in denke, en daai denke word omgesit in woorde. Maar God ken dit al toe dit 'n worteltjie was in die hart, en hy hoor dit alles, en hy reageer op dit, hy gaan iets doen. Maar hy sê vir Moses, hy het die stemme gehoor wat uitgeroep het na hom, en hy rig vir Moses op om hulle uit te lei uit Egipte, uit die plek van slawerny, en in te lei in hulle erfporsie. Die beloofde land, die land wat hy aan hulle beloof het, aan hulle voorvader Abraham. En hy het daai belofte bevestig, en hy het hom nie vergeet nie. Maar sien, die Here vergeet nie, en hy kan nie jok nie, ons gaan dit ook vanoggend sien. En so land ons dan in Levitikus, waar hulle vir 'n jaar lank, ek weet nie of ons dit altyd besef nie, maar vir 'n jaar lank kampeer hulle rondom Sinaiberg. En God leer hulle hoe om hom te aanbid. Hy leer vir hulle dat hy alleen hulle aanbidding waardig is. En hy gee vir hulle wette en lewensbeginsels waarvolgens hulle moet leef. Want sien, om die Here te aanbid en om aan hom te behoort, het 'n impak op elke ander verhouding. Dit gee vir ons die grense waarbinne ons kan beweeg. Dit sê nie net vir ons wat ons mag doen en nie mag doen nie. Dit sê ook vir ons hoe ons moet optree teenoor ander. En dan kom ons uiteindelik hier in Numeri. En ons sien onmiddellik dat hier in Numeri, of uiteindelik liewer in Numeri, dat dit wat net 11 dae moes geneem het, om van Sinaiberg af tot by die oewer van die Jordaanrivier te kom, moes 'n 11 dae reis gewees het. Hoe weet ek dit? Want Moses sê dit vir ons, hy sê in Deuteronomium 1 vers 2. 11 dae, daar sien jy dit op die skerm, 11 dae is die pad van Horeb, dit is Sinai, van Horeb af, na die gebergte van Seir, tot by Kades Barnea, wanneer hulle daar is, om die plek in te neem. Dit sou hulle 11 dae geneem het. Dit was God se oorspronklike plan gewees, al het hy geweet, dit gaan nie realiseer nie. Hoe lank neem dit hulle, voordat hulle erfporsie in besit neem? Nog 39 jaar. Wat het hulle in daai 39 jaar gedoen? Om en om en om en om dieselfde berg. God het vir hulle 'n beloofde land, 'n wonderlike belofte, hy het dit met 'n eed beloof. Hoe plegtig, hoe seker kan jy wees van iets? Maar dit sou hulle 39 jaar van om en om die berg neem, voordat hulle uiteindelik daar kom, waar hulle dit in besit sou neem. En daarom sien ons dan later 'n tweede sensus. En ons sien net dat die twee sensusse eintlik twee verskillende geslagte is wat getel word. Die eerste geslag is die wat bedoel was om die beloofde land in te neem. Die tweede geslag is die een wat dit uiteindelik sou inneem. So, ons gaan sien, God se belofte kom uiteindelik uit. Maar soos ek gesê het, hy kan nie jok nie, ons gaan dit lees vanoggend. Die vraag is egter, gaan ek en jy daar wees om daai vervulling van die belofte met ons eie oë te sien? Of gaan hy iemand anders moet oprig, sodat hulle in ontvangs kan neem, wat God eintlik vir my en jou bedoel het? So kom ons kyk wat lees ons en leer ons vanuit die eerste gedeelte van Numeri. In hoofstuk 1 sien ons die eerste sensus. Die jaar na die uittog, dis die tweede jaar, word daar vir ons gesê, so ons weet hulle was 'n jaar. Dis ons weet, hulle was 'n jaar wat hulle gekampeer het om Sinaiberg. En die Here sê, al die mans van 20 jaar en ouer moet getel word, almal wat op kommando moet uittrek. Dis die Here se woorde. Volgens hulle leerafdelings, sê vers 3, moet hulle getel word. Hoe kyk God na hierdie mans en vrouens en kinders hier voor hom in die woestyn? Ek en jy sien gewone mans en vrouens en kinders soos wat ons ook is en het. God sien 'n wat? 'n weermag. Hoor sy terminologie.
Almal wat op kommando moet uittrek, volgens hulle leerafdelings. Ons gaan later ook sien dat hy praat van hulle laar, wat hulle moet kampeer. So God sien 'n weermag. Hoekom moet hulle 'n weermag wees? As God dan vir hulle 'n belofte gegee het, en God doen wat hy beloof het, hoekom moet hulle 'n weermag wees? 'n Wonderlike en 'n baie belangrike vraag, want God gee vir my en jou ook beloftes. Maar daai beloftes moet vir my en jou so kosbaar wees, dat ons bereid sal wees om te beklei daarvoor. Want sien, ons het 'n vyand wat ons gaan opponeer. 'n Vyand wat nie wil hê dat ons belofte moet inneem en in ontvangs moet neem en die realisering daarvan moet beleef nie. En God sê, hoe belangrik is dit vir jou? En ons gaan op die einde van ons les vandag, as ek dit so mag noem, ons les wat die Here vir ons vanoggend kom leer, uit Numeri, gaan ons weer vir onsself afvra, hoe belangrik was die volheid van daai belofte uiteindelik vir die Israeliete, selfs die tweede geslag, wat deur die tweede sensus getal is. Hoe belangrik was dit? Daar sal 'n konfrontasie wees met 'n vyand. Maar ek en jy moet bereid wees om te beklei vir dit wat die Here vir my en jou bedoel het. En daarom word hulle opgeskryf volgens hulle geslagte, sê die Bybel, volgens hulle families en hulle name. En dan sien ons, God is absoluut 'n God van orde, want elke stam moet 'n stamhoof hê en sy naam word vir ons gegee. En dan kom daar lyste van name en lyste van getalle. En is baie duidelik vir ons, dat ja, God werk met Israel as 'n geheel, as 'n volk. Maar moenie vir een oomblik dink, hy ken ons nie by die naam persoonlik nie, hy ken elke naam wat neergeskryf word. En hy ken vanoggend jou naam. En hy ken meer as jou naam. En ons het dit al baie in flieks gesien, wanneer iemand bid, Here, dit is ek, David, of Here, dit is ek, Sandy. Ons het nie nodig om vir hom te vertel wie ons is nie. Hy weet beter wie ek en jy is. En wat het ons vanoggend gesê? Ek is nie wie ek dink ek is nie, ek is wie hy sê ek is. Hy ken jou by die naam. En so kom ons in hoofstuk 2, en ons sien dat God se spesifieke woorde is, hulle moet in hulle laarorde trek. Weereens 'n weermagterm. En dan kyk ons, hoe absoluut perfek ordelik is die dinge van die Here. Ons sien dat hy hulle in 4 kampe deel. Ons sien dat daar 3 stamme in elke een van hierdie kampe is, noord en suid en wes en oos. En ons sien dat hierdie stamme elk 'n banier het, wat saam met hulle trek en wat staan waar hulle is. En ons weet dat daar prentjies, dat daar simbole op hierdie vlae is. En hulle kampeer rondom die tabernakel, in die hart van hierdie kamp is die tabernakel. En wat is die tabernakel? Dis die plek van ontmoeting. Dis die plek waar God se teenwoordigheid opgerus het. Hy sê, ek is in die hartjie van jou kamp. Ek is by jou, jy is nie alleen nie. En ek maak dit vir jou nie eers net iets wat jy moet abstrakt aanvaar nie. Ek maak dit sigbaar, ek maak my teenwoordigheid sigbaar vir jou, sodat jy nooit vergeet nie, ek is by jou. Ek is jou God en jou Here. Jy's nie alleen hier in die woestyn nie. En vanuit ander Joodse geskrifte weet ons wat die embleme op hierdie vlae was. Juda was die grootste kamp, die kamp van Juda. Ons gaan dit net nou weer sien. En hulle embleem was 'n leeu. En Jesus word daarom die leeu van Juda genoem. Hulle embleem was 'n leeu. Die stam van Efraim het 'n os opgehad. En 'n os is die simbool van diensbaarheid, van harde werk en van nederigheid. Dan was die hoof van die volgende stam, van 3 stamme, en hulle simbool was 'n arend. En wat is 'n arend? Dit is die hoogste hemelse dier, want hy kyk van bo af, hy het so perspektief. Hy vlieg, hy sweef daar hoog bo in die lug, en hy maak sy nes daar in die rotse. Dit is die hoogste vanuit die hemelse perspektief. En dan Reuben, sy embleem was 'n man, die hoogste van die aardse skepping, 'n man.
Ons is mos die kroon van God se skepping. Hierdie embleme klink vir ons baie bekend, want ons lees ook op ander plekke in die Bybel van hulle. Ons lees onder andere in Openbaring, en ons lees in Esegiel. In Esegiel 1 sien Esegiel 'n visioen van God se troon, en dan beskryf hy vir ons die 4 lewende wesens met hulle vlerke, maar wat vir ons vanoggend belangrik is, daai hemelse wesens het 4 gesigte. Raai, wat is daai 4 gesigte? Die van 'n leeu, 'n os, 'n arend en 'n man. En dan sien ons in die Nuwe Testament dat daar 4 evangelies is, nie net een nie. Hoekom is daar 4? Want elke een van daardie evangelies belig Jesus se bediening en wie hy was vanuit 'n ander hoek. Daar's goed wat oorvleuel, daar's ook goed wat nie oorvleuel nie, maar elke een kyk vanuit 'n ander hoek na Jesus. Ons sien vir Matteus, en hy leer vir ons Jesus is die leeu van Juda, want Matteus praat oor die koninkryk van die hemele wat naby gekom het, en hy belig Jesus as die opperheerser, as die koning van hierdie hemelse koninkryk. Markus beeld Jesus vir ons uit as die nederige diensknegt, maar daarvan is die osmos die prentjie, wat hard werk, wat sy lewe neerlê in diensbaarheid. Want Jesus het gekom nie om gedien te word nie, want hy kon. Hy is immers die leeu van Juda. En wanneer hy weer kom, gaan hy so kom. Maar met sy eerste koms het hy gekom, nie om gedien te word nie, maar om te dien, tot op die punt waar hy self sy lewe neergelê het. Lukas kom, en hy kom belig die feit dat al is Jesus waarlik God, was hy waarlik mens. En hy noem Jesus die seun van die mens, 'n naam wat Jesus vir homself ook gegee het. Jesus verwys na homself as die seun van die mens. Want al was hy waarlik God, was hy ook waarlik mens. En dan kom Johannes, en Johannes belig vir ons Jesus as die seun van God. Selfs al was hy in 'n menseliggaam, was hy waarlik ook God. Die arend, die hoogste hemelse wese. Dan sien ons dat hierdie kamp word ook in spesifieke getalle deur God gegee, wie moet waar wees. En as ons nou 'n skematiese voorstelling maak, ons het nie tyd daarvoor vir oggend nie, want ek wil by soveel goed as moontlik uitkom, maar as ons 'n skematiese voorstelling gaan maak van dit wat ons hier in Numeri lees, dan gaan ons sien, maar hulle is rondom die tabernakel gekampeer, aan die voorkant, aan die weste kant, aan die ooste kant is die langste kant, dit is waar Juda was, en dan die 2 kante, wat korter is. En wanneer ons daai skema op papier sit, dan sien ons wat God gesien het, as hy vanuit die hemel op sy volk neergekyk het. Wat het hy gesien? Hy het 'n kruis gesien. En waar die dwarsbalk by die lang balk bymekaar kom, daar was die tabernakel. En God het die vlae gesien van elkeen van die kampe, en hy het die hele tyd sy seun voor oog gehad. Hy het die hele tyd geweet, hierdie volk verdien nie wat hulle kry nie, maar my seun gaan hulle waardig maak. Want hy het geweet, sy seun het voor die grondlegging van die wêreld, was hy mos al die lam, asof hy geslag is. Hy het toe reeds gesê, Here, ek sal gaan, hier is ek, stuur my. En ons het al daaroor gepraat. Hoe wonderlik ons God, dat hy homself die hele tyd herinner. Daar sal 'n kruis kom, wat hierdie onwaardige volk waardig sal maak. En weet julle, daar's 'n wonderlike gedeelte in die Bybel. En ons sien dit ook in Openbaring. Wanneer die oordeele kom, dan moet die mense wat gemerk is, hulle spring daai oordeele vry. En ek het al vir julle vertel, die merk waarvan ons lees in die Ou Testament, is die tav. Dis die Hebreëse letter T. En hoe lyk hy? Hulle beskryf hom as crossed sticks. Wees verseker, jy's gemerk. Jy sien miskien nie die merk nie, maar weet die vyand sien vir hom. Hy wat in die geestesriem kan sien daai merk op jou voorkop. As jy aan Jesus Christus behoort, het hy jou gemerk, daar's 'n kruis op jou voorkop, 'n simbool
op jou voorkop en wanneer God na jou kyk, deur jou foute en jou tekortkominge soos wat ek myne het. Maar hy sien die kruis en hy onthou wie my en jou waardig gemaak het. In hoofstuk 9 sien ons dat God hulle op 'n baie besonderse manier lei. Want daar's 'n wolkkolom bedags oor die tabernakel wat uitsprei oor die kamp en hulle ook toemaak. Hoekom 'n wolkkolom? Kan jy jou indink? Die versengende hitte in die bedags, in die son, in die hitte van die woestyn. Maar wat gebeur snags? Snags koel dit af en dan word dit bitterlik koud. En wat gee hy vir hulle in die nag oor die tabernakel? 'n vuurkolom. Wat nie net vir hulle warmte gegee het en die koue vir hulle verlig het nie, maar wat hulle ook herinner het in daai stuk donkerte waar jy nie eers jou hand voor jou oë kan sien nie. Ek is met jou, ek is net hier. Ek is binne in die hart van die kamp. Jy's nie alleen hier in die wildernis nie. Maar tog gaan ons sien daar's 'n herhalende tema in Numeri. En dit is dat die volk ontevrede is. Dat hulle kla en murmureer aanhoudend, voortdurend en hulle ag nie die Here wat die hart van die kamp is nie. En jy sien, ons beny hulle dat hulle die vuurkolom het en die wolkkolom het en ons dink ons sou beter gedoen het. As ek die sigbare teenwoordigheid van God by my gehad het, dan sou ek nie so gemor en so gekla het nie. Maar wat het ek en jy? Veel beter. Nie net 'n uiterlike teken nie. Ons het die Heilige Gees binne in ons. En die Bybel verseker ons ook daarvan. En so bring dit ons dan by hoofstuk 11, daar waar die probleme begin ontstaan. En vers 1 sê, dit in die ou vertaling, dit het sleg gegaan, nee, ekskuus, is die 83 vertaling, dit het sleg gegaan met die volk, en hulle het die Here daaroor verwyd. En hier begin 'n patroon wat ons aanhoudend sien. Elke keer wanneer daar 'n struikelblok op die pad is, wanneer dit nie smooth sailing is, soos die Engelsman sê nie, dan het hulle dikmond geraak, en wat doen hulle dan? Dan het hulle vinger voor die Here geswaai, en hulle vinger voor Moses geswaai, en hom verwyd. En ons gaan sien wat daai verwyte is, en wat hulle eintlik vir hom sê. In plaas daarvan dat hulle gedink het, dis wat die Here wou gehad het. Julle weet, die struikelblokke het nooit die Here verras nie, julle weet dit. Nee, hy het geweet hulle kom. Maar wat was die struikelblok vanuit God se oë? 'n geleentheid vir hierdie volk om te sien wat ek kan doen. Hoe sterk my magtige hand is. Hoe lief ek hulle het. Wie ek is, hoe my hart en my gedagtes oor hulle is. En wat het hulle elke keer gedink? Hierdie struikelblok is te groot vir die God wat in die middel, in die hart van ons kamp is. En dan het hulle hom verwyd dat hy hulle uitgelei het uit Egipte uit. Kom ons kyk nou na die 2020 vertaling en ek lees saam met julle. Die volk het erg begin kla in die ore van die Here. As daar nou iets is wat irriterend is dit nou kinders wat in ondankbaarheid kerm en kla in jou ore? Toe die Here dit hoor, het sy toorn ontbrand. En ons het geleer, as die Here vir ons spesifiseer, hy het dit gehoor, ons weet hy het dit gehoor, maar as hy dit sê, gaan hy iets doen, hy gaan optree. Hoe het hy opgetree? Die vuur van die Here het teen hulle ontbrand, en dit het die rand van die kamp verteer. Dit laat ons met, waaroor het hulle gekamp? Wel, die opskrif net daarna, by vers 4, sê vir ons presies waaroor hulle gekla het. Onthou, God het vir hulle alles gegee wat hulle nodig gehad het. Vir alles, want daar is niks in die wildernis nie. Maar wat hulle nodig gehad het, het God bonatuurlik voorsien. Kom ons kyk waaroor het hulle gekla by die opskrif van vers 4. Daar staan klagtes oor kos. As daar nou iets is wat 'n ma kan sê is, as die kinders ondankbaar is oor die kos wat jy vir hulle gemaak het, dan voel ons ook om vir hulle te sê, nou maar gaan slaap dan nou maar honger, of eet brood. En vers 4 sê vir ons, die gepepel, ek hou nie van hierdie vertaling nie, want dit is misleidend. Die gepepel wat tussen die Israeliete was, het baie gulsig geraak, met ander woorde lekker bekkig, né? Wie is hierdie gepepel? Kom ons kyk wat sê die ou vertaling. Die ou vertaling sê die gemengde volk
het gekla. Wie is die gemengde volk? Dit was hulle wat ouers gehad het wat van Egiptiese afkoms was, maar hulle ander ouer was van Israelitiese afkoms. Met ander woorde, hulle was 'n gemengde volk. Nou wil ek onmiddellik regstel, voordat ons 'n verkeerde perspektief hier het. Die probleem was nie dat hulle van gemengde afkoms was nie. Dit was niks nie. Hulle was ten minste ingesluit in God se volk. Dit was nie die probleem nie. Wat was die probleem? Die probleem was dat in hulle harte, in hulle wese wie hulle was hulle een voet en 'n stuk van hulle hart nog steeds in Egipte. En die ander voet was op pad Kanaan toe. Met ander woorde, daar was nog genoeg Egiptenaar in hulle, dat hulle terug verlang het Egipte toe, en gewens het, as hulle tog maar nog in Egipte was. Maar die ander voet het geweet van God, en het geweet God het 'n belofte, en ons is op pad soontoe. En dis hoekom hulle gekla het, en dit bring ons by die volgende ding wat ons leer. Om te kla en te mor, en negatief te wees, en swartgallig te wees, is aansteeklik. Want kyk wat gebeur volgende. Ook die Israeliete het weer gekerm. Kan julle sien, eers was dit net dies wat eintlik Egiptenare was. Alhoewel hulle ook 'n stukkie Jood was. Eers was dit hulle. Maar wat gebeur dan met die ander? Hulle begin ook te kla. So hulle het aangesteek. En hulle sê, as iemand ons tog maar net vleis kan gee om te eet. En nou weet ek, hier's manne, ek gaan nie vir hulle kyk nie. Wat sal sê, maar ek kan vereenselwig met daai ene, gee my net 'n stukkie vleis. Maar hoor wat sê hulle dan? Ons onthou die vis wat ons in Egipte geëet het. Verniet. Ook die komkommers, die waatlemoene, die preie, uie en knoffel. Maar nou is ons kele droog. Daar is absoluut niks behalwe hierdie manna waarteen ons moet vaskyk nie. Weet julle, dit voel vir my letterlik my ruggraat ril wanneer hulle dit sê. Kom ons sê net eers dit. Wat doen hulle? Hulle verromantiseer Egipte. Och, Egipte was dan wonderlik. Wat het hulle vergeet? Hulle het so swaar gekry in Egipte dat hulle uitgeroep het na die hemele en God hulle gehoor het en ingegryp het om hulle te verlos. Maar nou, is Egipte dan wonderlik? Wat sê dit in ons terme? Dis gelowiges wat deur die Here gered is. Hulle is op pad hemel toe. Die een voet loop hemel toe, maar hulle doen 'n splits. Want die ander voet is nog in die wêreld en hulle verromantiseer die ou lewe. Toe ek nog my eie besluite kon neem, toe ek nog die kaptein van my eie skip was, toe my geld nog my geld was en my tyd nog my, dit was dan lekker. Verromantiseer dit en ons vergeet dat ons verlore was, dat ons in die donker gesit het, dat ons geen hoop gehad het nie. Verromantiseer dit wat was. En God hoor hoe hulle kla en hy hou nie van wat hy hoor nie. En hy sê, goed, ons gaan dit meer as een keer sien. Ek sal vir jou gee dit wat jy dink jy wil hê. Want eintlik weet hy beter wat jy wil hê. Maar ek sal vir jou gee wat jy dink jy wil hê. Ek sal vir jou vleis gee tot satwordens toe. En ons ken die storie van die kwartels wat gekom het en hulle het kwartels soms met die hande gevang en hulle het kwartels geëet dat dit by hulle ore uitgekom het. En wat vind hulle toe uit? Dis toe eintlik nou nie so lekker soos hulle gedink het nie. Weet jy hoeveel keer dit al met my gebeur? Dan's ek so lus vir iets wat ek eintlik nie moet eet nie. Kom ons noem dit maar 'n stuk koek. En dan eet ek en kom ek agter my is eintlik nou 'n droë een hierdie en is nie so lekker nie. Maar ek eet maar klaar. Nee. Kom hulle agter maar die vleis is nou nie so lekker soos hulle dit onthou het nie. En hulle minag dit wat God gegee het. Wat was die manna? Hemelbrood. 'n prentjie van Jesus, die ware hemelbrood. En hulle minag dit en hulle praat van hierdie manna waarteen ons moet vaskyk. Minag God en sy voorsiening, sien neer daarop. Ook in hoofstuk 12 luister God, hierdie keer, hierdie lesie, het ek ter harte geneem en ek wil hom vanoggend met julle deel.
Ook in hoofstuk 12 luister God en hy hou nie van wat hy hoor nie. Wat hoor hy hierdie keer? Hy hoor vir Miriam en vir Aaron, Moses se broer en sy suster. En die Bybel sê vir ons, hulle het opgestaan teen Moses se God gegewe gesag en hulle het teen hom gepraat. Dis wat daar staan. Hulle het teen hom gepraat. Met ander woorde, hulle praat van Moses agter Moses se rug met mekaar. En hulle sê vir mekaar, praat God dan net deur Moses? Wie het hom die mynkonyn gemaak? Hy praat die Here nie ook deur ons nie? Hoekom sê hulle dit? Wie was Aaron? Hy was die mondstuk. Hy het makliker gepraat as Moses. Moses was 'n bietjie skie en ons vermoed hy dalk selfs gehakkel. Wie was Miriam? Sy suster. Sy was 'n profetes. Ons lees hoe sy geprofeteer het in die wildernis. En hulle sê, wat maak Moses nou so besonder? Praat God dan nou nie ook deur ons nie? En hulle minag weer eens eintlik vir God. Want hulle minag God se keuse. En vers 2 sê, en God het dit gehoor. En wat weet ons? God gaan reageer. En weer eens wil ek sidder. Want om God se keuse te veroordeel, of God se keuse te kritiseer, beteken om vir God self te kritiseer wat daai persoon gekies het. Want eintlik sê ons in God se gesig, jy het nie 'n baie goeie job gedoen toe jy hierdie persoon gekies het nie. Ek sou dalk beter as daai persoon kon gedoen het wat u gedoen wil hê. Dawid, en ek het gaan tel vir ons, 10 geslagte later, sou baie wyser wees. Hy het die les geleer. Ons weet dat Saul sy lewe gesoek het, né? Hy het aanhoudend soldate gestuur om vir Dawid te soek, sodat hy hom kan uithaal. Want hy was jaloers omdat hy bedreig was deur Dawid. Hy het geweet, hierdie man het iets wat ek nie het nie. En dan is daar 'n geleentheid, meer as een om die waarheid te sê, waar Dawid vir Saul kon uitgehaal het as hy wou. Maar dan sê Dawid hierdie woorde, mag die Here my daarvan bewaar om my hand uit te steek, om leed aan te doen, want hy is die gesalfde van die Here. Dawid het geweet, as God vir Saul gekies het, en God het hom gesalf om in hierdie posisie te wees, dan het ek geen reg om my hand uit te steek na hom, om hom op enige wyse te beswadder, te bespreek, te kritiseer, of erger, om hom uit te haal, uit daai posisie uit nie. En dit is 'n les vir ons, hoekom? Leiersfigure, en dit sluit geestelike leiers in, is doodgewone, feilbare mense, net soos ek en jy. Hulle bloei as hulle gesny word, hulle gebruik die badkamer, doodgewone mense, hulle maak foute, hulle stel ons soms te leer, want hulle doen nie altyd wat ons gedink 'n deel van hulle rol is nie. Hulle faal ons partykeer gee hulle vir ons nie die aandag wat ons gedink het hulle vir ons moet gee, of vir iemand anders moes gegee het nie, en ons dink, jugg, nou is ek dan teleurgesteld in hierdie persoon, hoor? En partykeer gaan ons verder as net teleurstelling, partykeer spreek ons daai teleurstelling uit teenoor ander. En ons moet versigtig wees, want daar's 'n tweede geleentheid wat ek gou met julle wil deel. En ek dink dit is hoofstuk 16, ek gaan nou spring soontoe. Kry ons 'n baie soortgelyke situasie. En daai gedeelte is die rebellie of die opstand van Korag, Datan en Abiram teen Moses. En hierdie keer gaan hierdie 3 klonge, wil ek hulle noem, want ek wil hulle sommer bykom. Gaan hulle en hulle praat onderling met die mense, met die vername mense, met die mense wat 'n bietjie aansien en 'n bietjie wysheid gehad het. En hulle gaan bespreek Moses met 250 manne van naam, sê die Bybel. En hulle dra hulle persepsies en hulle teleurstellings en hulle irritasietjies en frustrasietjies met Moses, wat ook 'n doodgewone man was, wat uiteindelik ook 'n fout maak en nie in die beloofde land kan ingaan nie. Hulle bespreek hom en hulle beïnvloed mekaar, sodat hulle opstaan teen Moses. En wat hulle eintlik sê is, wat maak vir Moses so spesiaal? Want hoekom verhef Moses hom oor ons, dat hy vir ons moet sê wat om te doen? En hulle vergeet, wie het vir Moses aangestel in daai posisie? En die
oordeel wat God vel is baie sprekend. Want wat het hulle gedoen met hulle ge-chi-chi-chi-chi? En ek en jy het al almal chi-chi-chis gehoor en partykeer het die chi-chi-chi uit ons eie monde uitgekom. Hoe het God dit gesien? Hy wys hoe hy dit gesien het in die oordeel wat oor hulle kom. Moses sê, God sal wys. Wie het hy gekies? En God sê, goed, jy het verdeeldheid gebring. Hierdie 4 en hulle 250 maatjies wat saam ge-chi-chi-chi het en die groep word al hoe groter. Hy sê die aarde skeer oop. Jy wou mos die gemeenskap verdeel. Die aarde sal verdeel en dit sal jou insluk. En dan sal jy weet, Moses is my keuse. En presies dit het gebeur. Mag ek en jy leer dat ja, geestelike leiers in bedieninge, die dominee se vrou, die hoof van die worship team, die hoof van die grasvryheid, die hoof van die omgeebediening, hulle is doodgewone mense, hulle maak foute, hulle stel jou te leer. Wat moet ek en jy dan doen? Is hulle onaantastbaar? Nee. In die eerste plek bid ons vir hulle. As ons dink, maar hulle kat konners, hulle kom nie uit by wat ons dink hulle moet uitkom nie, kom ons bid en sê, Here, stel U sy dagboek of haar dagboek op. In die tweede plek, as die persoon jou teleurstel, gaan praat met daai persoon direk. Maar wat ek en jy nie mag doen nie, is ek en jy mag nie gaan chi-chi nie. Want die Here sien dit in 'n baie ernstige lig. Want jy sien, as ons met mekaar praat, ons is almal die skapies van die gemeente. As ons met skapies praat oor die leiers, of dit nou die leierspan is, en of dit nou die dominee homself is, dan maak ons hulle op teen hom. Want nou begin ander mense ook met ander oë, kritiese oë kyk en dink, ja weet jy, ek dink ook nie hy so kruit nie. En ek wonder waarmee is hy heeldag besig. Want hy doen nie dit nie, ek weet dit, en hy doen nie dat nie, en sy doen nie dit nie, dit kan ek vir jou sê, dis 'n feit. En ons bespreek en ons maak ander op. Mag ons hierdie les leer. Ek het weer gesê, Here, help hierdie moontjie, wat eers praat en later dink. Help ons om vanuit God se perspektief te kyk daarna. Laat ons versigtig wees. In Psalm 105 herroep die psalmskrywer vir ons die gebeure in die woestyn. Ons sien dit baie mooi. En onder hierdie gebeure staan daar die volgende in vers 15. Raak my gesalfdes nie aan en doen my profete geen kwaad nie. Wie is die gesalfde van die Here en die profeet van die Here? Die een wat die Here afgesonder het vir 'n spesifieke taak. Soos wat Moses afgesonder was vir 'n spesifieke taak. Om met hom te gaan praat of haar te gaan praat en te sê, weet jy, ek is teleurgesteld hieroor of daaroor. Niks meer fout nie. Gee hom of haar die geleentheid om terug te praat. Maar chi-chi-chi agteraf bring verdeeldheid en die Here deel daarmee. En dis nie lekker nie. Goed. Ons sien, ons is nou terug by Miriam en Aaron, wat teen Moses gepraat het en gesê het, maar praat die Here dan nou nie ook teer ons nie. En God se oordeel was weer eens sprekend. Weet julle wat doen die Here? Hy slaan haar met uiterlike melaatsheid, sodat sy in 'n oogwink spier word, wit van vel word. Wat was melaatsheid in die Bybel? Dis 'n teken van onreinheid. Hy sê vir haar, kom ek wys vir jou. Ek wat binne in jou hart kan sien hoe lyk jou hart. Jou hart is onrein. Repent. Maak reg. En is die Here nie besonders in hoe die Here dit regstel nie? Want wat doen hy? Hy sê vir haar, wie gaan vir jou bid, dat jy gesond word? Moses. Die ene wat jy dink, ag, wie is hy? Hy gaan vir jou bid. En dan gaan ek jou gesond maak. En dit was ook 'n les vir Moses. Want as Moses gesê, dit sim, jy verdien dit. Kry vir jou, gaan slaap maar buite die kamp, want dis wat gebeur het met mense wat melaats was, né? Moes uitgesluit buite die kamp. Uit die kamp uit met jou. Dan het die Here met hom ook 'n probleem gehad. 'n Les in nederigheid na weerskante toe. Moses moes bereid wees om te vergewe en vry te spreek. En 'n leier wat dit nie kan doen nie, is nie waardig om 'n leier te wees nie. Dit is deel van die pakket om te vergewe
en dit agter hulle te sit. Maar sy sou my sê, Moses, bid asseblief vir my. Nederigheid. Kom ons kyk na hoofstuk 13. Hoofstuk 13 is die gedeelte waar ons sien hoe duur dit vir ons kan wees. Wanneer ons nie ons vertroue in die Here stel nie, wanneer ons oë afhaal van hom en op onsself sit. Ons gaan dit sien. Hoofstuk 13 is die hoofstuk waar Moses die opdrag kry dat een verteenwoordiger uit elke stam 'n bespieder moet wees om die land te gaan deurkyk. Om te gaan kyk, hoe lyk die stede, hoe groot is die stede, hoe lyk die mure, hoe lyk die mense en dis meer. En dan kom hulle na 40 dae terug en ons vlug lees gou daardeur. En nou kom hulle rapport gee, vers 26. En hulle het weggegaan en by Moses en Aaron en die hele vergadering van die kinders van Israel gekom in die woestyn Paran in Kades en aan hulle berig gebring. En aan die hele vergadering en hulle met die vrugte van hulle die vrug van die land laat sien. En hulle het hom vertel en gesê, ons het gekom in die land waarheen u ons gestuur het, en waarlik, dit loop oor van melk en honing. En dit is sy vrugte. Maar die volk wat in die land woon, hulle is sterk. En die stede is versterk en baie groot. En ons het daar ook die kinders van die Enakiete gesien, dis die reuse. Die Amalekiete woon in die suidland, maar die Hetiete en die Jebusiete en die Amoriete woon in die gebergte, en die Kanaaniete woon by die see en aan die kant van die Jordaan. Toe het Kaleb die volk stil gemaak, want julle kan nou dink, wat doen daai woorde hier aan die binneste? Ek kan my nou net indink, hoe sou ek gesit het. Toe het Kaleb het hy die volk stil gemaak teenoor Moses en gesê, laat ons gerus optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. Maar die manne wat saam met hom opgetrek het gesê, ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. So het hulle dan slegte gerugte onder die kinders van Israel versprei. En nou gaan ons sien, dit is wanneer ons weet dat negativiteit, swartgalligheid, daai donker uitkyk op die lewe is aansteeklik oor die land wat hulle verken het. Deur te sê, die land wat ons deurgetrek het om dit te verken, is 'n land wat sy inwoners verteer, opeet. En al die mense wat ons daarin gesien het, is groot manne. Ons het daar ook die reuse gesien, die kinders van Enak, van die reuse afkomstig, en ons was so sprinkane in ons oë. En dan maak hulle hierdie uitspraak, en so was ons ook in hulle oë. Wat doen hulle? Hulle kyk na die vyand, hulle kyk na die probleem, hulle kyk na hulle self, en hulle is so beïndruk met die vyand. Dit is hom groot. En dan kyk hulle na hulle self en hulle sê, maar ons is hom klein. Dis onmoontlik. Waar het hulle nie gekyk nie? Nooit opgekyk nie. So hulle is minder beïndruk met die Here, as wat hulle beïndruk is met die probleem, met die vyand. Hierdie was vir my oulik. Weet julle hoekom het hulle self vergelyk met sprinkane? Want sprinkane was kos. Hulle het sprinkane geëet. Dankie tog, ek is nie een van hulle nie. Ek het al baie, as ek so luister en ek dink, hier's baie Israeliet in my, dan weet ek, maar daar's ander bloed ook. Want 'n sprinkaan gaan ek nie eet nie, al is ek hoe honger. Maar hulle het sprinkane geëet, so wat sê hulle eintlik? Ons is kos vir hierdie reuse. Hulle gaan vir ons opvrede dat daar niks van ons oorbly nie. Dis wat hulle eintlik sê. Maar dan sê hulle, ons was dit ook in hulle oë. Wie het so gesê? Dit was 'n aanname wat hulle gemaak het, omdat hulle so beïndruk was met die grootheid van hulle vyand. En as gevolg hiervan, sou hulle uiteindelik nie die beloofde land ingaan nie. Maar ons gaan daarby uitkom. 39 jaar later, wanneer daar weer 'n sensus gehou is en daar's 'n nuwe geslag wat nou hierdie land gaan inneem, kom Joshua. Of Joshua stuur uit en dan kom die manne 2, hy stuur hierdie keer net 2 uit, né? Kom hulle by Ragab in Jerigo. En hoor wat sê sy vir hierdie bespieders. Sy het vir die manne gesê, ek weet dat die Here aan julle die land gegee het.
en dat vrees vir julle ons oorval het. Ja, al die inwoners van die land sidder oor julle. So dit was 'n aanname wat hulle gemaak het. En hulle het hulle persepsie as die waarheid geneem. En hulle het vergeet dat die Here die vrees vir hulle vooruitstuur. En al wat hulle kon sien in hierdie probleem, was die groot magtige probleem, die magtige vyand, en hoe klein hulle in hulle self is. En hulle het niks verder gekyk nie. Dis nou ver vooruit, maar ek gaan onder hierdie hoofie sommer ook gou vir julle vertel van Balak en Biliam, en dit is in hoofstuk 22. Wie is Balak? Hy was die koning van Midian, van die Midianiete. En uit vrees, daai selfde vrees wat die Here vooruitgestuur het, uit vrees vir die Israeliete, betaal hy wat ek nou 'n towenaar gaan noem. Is iemand wat, hy was soos 'n soothsayer, hy kon spells op mense bring, né? Hy kon vervloekinge en verwensinge oor mense bring. Hy betaal vir Biliam om hierdie volk te vervloek, dat dit met hulle kan sleg gaan, want hy sien hier's moeilikheid, want hy is baie bang vir hierdie volk. So, ons gaan weer daaroor praat aan die einde as daar tyd is daaroor. Maar kan julle sien, die volke wat hulle moes gaan inneem het, was bang vir hulle. Maar hulle sê nee, ons was sprinkane in hulle oë. En die slegte verslag van die 10 bespieders bring daai negativiteit oor die hele volk. Caleb probeer hulle stil maak en hy sê, laat ons optrek en dit in besit neem, ons gaan dit oorweldig. Maar die 10 bly sê, nee, hulle is sterker as ons. En dan kom ons by hoofstuk 14 en Joshua en Caleb herinner hulle, maar die Here sal ons in hierdie land inbring, want hy dit beloof het. En hulle moenie opstandig wees teenoor die Here nie, want hulle is ons spys, sê die ou vertaling. Ons gaan hulle opeet. Hoekom? Want wie is aan ons kant? Ons kan dit sekerlik doen, want hy het ons gestuur, hy stuur ons nie om te val nie, hy is met ons. Maar hoor wat gebeur dan, en ek lees dit vir ons in hoofstuk 14. Toe het die hele vergadering uitgeroep. Hulle het hul stem verhef, en die volk het die nag geween. En al die kinders van Israel het gemurmureer teen Moses en teen Aaron. En die hele vergadering het aan hulle gesê, ag, en hier kom ons weer, as ons maar in Egipte land gesterf het, of as ons maar hier in die woestyn gesterf het, ons gaan sien, die Here hoor alles wat ons sê, né? Hoor wat hulle sê, as ons maar hier in die woestyn gesterf het. En waarom bring die Here ons na hierdie land, om deur die swaard te val? Ons vroue en ons kinders sal 'n buit word. Sal dit nie beter wees vir ons om na Egipte terug te gaan nie? En hulle sê vir mekaar, laat ons 'n hoof aanstel, ons eie ene, ons kies nou sommer 'n hoof vir onsself en na Egipte teruggaan. En dan wil hulle sommer klippe optel en vir Joshua en Caleb stenig, omdat hulle gesê het, nee mense, moenie opstandig wees teen die Here nie, kom ons gaan neem dit in besit. En dan gebeur iets wat weer eens vir my laat sit, dat die sigbare teenwoordigheid van die Here verskyn in hulle midde. En hoor God se woorde en sy hart agter dit aan Moses. In vers 11, hoe lank sal hierdie volk my verag? Is dit gesê, wat soek hy meer as enigiets anders? Liefde. Liefde impliseer ons vertrou hom. Die oomblik wat hulle verval in absolute ongeloof, in absolute negativiteit en depressie, sê die Here, julle verag my, julle vergeet wie ek is. En hoe lank sal hulle in my nie glo nie, ondanks al die tekens wat ek onder hulle gedoen het. Sien, die tekens moes vir hulle gesê het, God kan dit doen, hy het 'n magtige arm. Hy het dan immers die see vir hulle oopgekloof. Maar nou dink hulle, nee, God gaan toelaat dat ons kindertjies buit word en ons vrouens aangerand word en ons met die swaard doodgemaak word. En God neem hulle gekla persoonlik. En hy sê, hierdie geslag, wat gesê het hulle wens hulle het maar eerder in die woestyn omgekom. Presies dit sal met hulle gebeur. Laat hulle dan in die woestyn omkom. En die volgende geslag sal die beloofde land inneem.
Maar ten spyte van dit alles sien ons dat God nooit van plan verander nie. Hy het die beloofde land beloof aan Abraham se nageslag en hulle sal dit kry. God verander net soms van agente, maar hy verander nooit sy agenda nie. Die Here het vir Moses gesê, sê vir die Israeliete, as julle in die land kom, wat ek vir julle as woonplek gee. Is net na hierdie rebellie teen God. Maar sien julle, sy plan is onveranderd. As julle in die land kom, sê vir die Israeliete, hy is klaar besig om dit gereed te maak. Steeds sou hulle nie ophou kla nie. In hoofstuk 20 kla hulle oor water. In hoofstuk 21 kla hulle oor brood en water. En weer eens, God hoor en hy doen. Wat doen hy? Hy stuur die giftige slange. Maar in die proses bring hy een van die mooiste lesse in die Bybel. Hulle word gepik deur hierdie giftige slange wat soos 'n plaag oral is waar hulle om hulle kyk. En dan sê die Here, maar maak 'n koperslang en maak hom vas teen 'n paal. En almal wat in geloof opkyk na hierdie slang, hierdie koperslang, hulle sal lewe, al is hulle gepik deur die giftige slang. 'n Pragtige prentjie van Jesus, hoekom word hy uitgebeeld as 'n koperslang? Want hy het mens geword en hy het sonde geword vir ons. Dit sê die Bybel vir ons. Hy wat geen sonde geken het nie, het sonde geword vir ons, 'n sonde gemaak vir my en jou. Hy was die verpersoonliking van my en jou sonde toe hy daar aan die kruis gehang het. En elke een van ons wat in geloof opkyk na hom, ons sal lewe. Al is ons gepik deur die giftige, dodelike slang van sonde. Dan kom ons weer by Bileam, en ek beloof julle, ek is amper klaar, maar ek moet hierdie vir julle vertel. Bileam is mos nou gestuur om die volk te vervloek. En daar's 'n wonderlike storie van Bileam en die donkie, waar die donkie praat, my kinders se gunsteling storie in die Bybel. Hulle wou dit altyd hoor. Wat gaan ons vanaand lees? Bileam en die donkie, dan moet die donkie praat, hoekom slaan jy my? Maar ek wil graag net op een ding fokus. Elke keer, en dis die Here se sin vir humor, wanneer Bileam sy mond oopgemaak het, want hy gaan nou vervloek, dan kom daar seënwense vir Israel uit sy mond uit. Kyk die hart van die Here, vir hierdie hardnekkige, hardkoppige volk van hom. Elke keer wanneer hy sy mond oopmaak en hy wil iets reg sê, dan kom daar mooi dinge uit. Ek gaan net een van hulle vir ons lees, en ek lees vir ons vanaf vers 19. Hy sê, en ek het vir julle gesê, ons gaan dit lees, God is nie 'n mens, dat hy sou lieg nie. 'n Mens dat hy van gedagte sou verander nie. Sy agenda verander nie, sy agente verander wel. Sou hy iets sê en dit nie doen nie? Iets beloof en dit nie uitvoer nie? Ek het die opdrag om te seën. Hy het geseën, hy wat God is, het geseën, en ek kan niks daaraan verander nie. Weet jy dat jy die geseënde van die Here is? Jy sal nie vind dat 'n ramp vir Jakob tref nie. Jy sal Israel nie sien swaar kry nie. Onthou, dit is voorwaardelik. Terwyl hulle gehoorsaam is, sal geen ramp hulle tref nie, geen siekte naby hulle kom nie, maar dit is voorwaardelik. Die Here, hulle God, is by hulle. Oor hom, hulle koning, jubel hulle. God het hulle uit Egipte laat trek. Sy krag is vir hulle soos die horings van 'n buffel. Wat beteken dit? Hy veg vir hulle. Hy voer die oorlog. Maar wat het hulle gedoen toe hulle met oorlog voer? Kyk na die reëse, kyk na hulle self en hulle vergeet om op te kyk. Geen toordery rig iets uit teen Jakob nie. Geen waarsêery iets teen Israel nie. Nou word daar oor Jakob, oor Israel gesê, wat het God nie alles gedoen nie? Dis God se plan. Hoe hy homself in ons lewens bewys as die getuienis vir die wêreld daar buite, dat hy 'n realiteit, 'n werklikheid is. Vers 24 was vir my interessant, ek gaan nou iets daaromtrent sê. Dit is 'n volk wat soos 'n leeumannetjie opstaan, wat hom uitrek soos 'n leeu, en nie weer gaan lê voordat hy sy prooi verskeer het nie, en sy slagoffers se bloed gedrink het nie. Kan enige een van julle onthou, toe Israel vir Iran aangeval het, omdat hulle geweier het om hulle kernstasies af te skakel en te stop met hulle kernwapenprogram. Kan julle onthou wat was daai operasie se naam? Is daar enige iemand wat dapper genoeg is om vir die juffrou te sê? Operation
Rising Lion. Ek weet nie of julle dit weet nie, maar enkele ure voordat daai operasie begin het, en ek het dit self gesien met my eie oë in 'n video, het Benjamin Netanyahu 'n papiertjie in die klaagmuur, hy het by die klaagmuur by die Western Wall gaan bid, en hy het 'n papiertjie in 'n gleufie daar gedruk. Raai, watter teksgedeelte was op daai papiertjie geskryf, ons het dit later gehoor, dit wat ons sopas geleer het. 'n Volk wat soos 'n leeumannetjie opstaan, wat hom uitrek soos 'n leeu, en nie weer gaan lê, voordat hy sy prooi verskeer het, en sy slagoffer se bloed gedrink het nie. Operation Rising Lion. Biliam het geweet, hy kan niks doen om hulle te vervloek nie, maar ek het vir julle gesê, God se seëninge was voorwaardelik. Hy het geweet, so God se teenwoordigheid is by hulle leef onder die beskerming van God se vleuels, die wolk wat oor hulle gesprei is, die vuurkolom wat oor hulle gesprei is. So, terwyl hulle onder God se seën is, kan ons niks aan hulle doen nie. Maar, ons kan iets doen om hulle te kry, om onder die vleuel van God uit te beweeg. Ons kan hulle verlok en verlei om sonde te doen. En wat doen hulle dan? Dan beweeg hulle self vrywilliglik onder die beskerming van die Here uit. Want dit is voorwaardelik. En wat sê hy? Hy sê, Biliam sê vir Balak, daai priesteresse van jou, stuur hulle in die kamp in met hulle afgode. En deel van die aanbidding van daai afgode was seksuele ontug. Stuur hulle in om die manne so 'n bietjie in die kamp te gaan verlei. En dan gaan hulle afgoderry saam met daai vroue pleeg. En dan beweeg die hele volk onder die beskerming van God uit. En dis presies wat gebeur het. Presies, gaan lees dit 'n bietjie. En steeds gee God nie op nie, want hy kyk steeds neer op hierdie volk. In hulle sonde, en hy sien steeds die kruis, en hy weet, maar ek gaan hulle eendag met die bloed van my seun waardig maak, al is hulle nie waardig nie. En in hoofstuk 26 sien ons dan die tweede sensus, die eerste volk wat om en om die berg gegaan het, die eerste geslag is nou dood, dan word 'n tweede sensus gehou, die land word verdeel, en hulle is op die punt om dit te gaan inneem. En dit klink soos 'n baie mooi einde vir die storie, maar eintlik is daar ook 'n stukkie hartseer in. Weet julle hoekom? Ek het nie die som gemaak, ek is nie so slim nie, maar die slim mense sê vir ons, as jy gaan kyk na die grense wat God vir hulle gegee het, gesê, dis wat ek vir jou gee, dis die grondgebied wat ek vir jou gee. En jy kyk na wat hulle gaan inneem het hulle presies 1/10 ingeneem van wat God vir hulle het. En dan dink ons, hoe dom. God wou vir hulle alles gee en hulle vat 10%. En dan kyk ons na onsself en ons dink aan alles wat die Here vir my en jou uitgesit het om met hom te beleef. Hierdie reis, hierdie geestelike reis is veronderstel om die ongelooflikste reis vol bonatuurlike gebeurtenisse te wees. En hoeveel van dit het ek en jy in besit geneem? Ons doen presies dieselfde. Ons besluit, nee, wat weet jy? Ek wil nie met die weird goed kom nie. Ek is doodtevrede, ek ken my Here. Ek weet ek is op pad hemel toe, dis genoeg vir my. Nee, ek wil nie hierdie weird liedere en hierdie weird goed. Nee, hou verby. Nee, tale spreek. Nee, hou verby. Ek wil nie by die weird goed uitkom nie. Laat ek maar hou by dit wat ek geleer het. En ek is nou al, en ek kan van myself praat, van in 50 jaar, 'n gelowige. En ek hou nog maar steeds vas in die goedjies wat ek geleer het toe ek groot geword het, né? En die Here het soveel meer vir my en jou. Mag ek en jy nie tevrede wees met 10% en 5% en 2% nie. Mag ons dit alles neem. En wanneer daai struikelblok in my en jou lewe kom, mag ons nie so beïndruk wees met die probleem, dat ons nie beïndruk is met die grootheid van ons God, vir wie hierdie nie 'n probleem is nie. Wat is dit vir hom? Dis 'n les. 'n Geleentheid waardeur ek en jy gaan leer hoe groot is die magtige arm van die Here. Voor ek ons seën uit die seën van Nimeri, wil ek gou met julle 'n getuienis deel. Die magtige arm van ons Here. 8:30 vanoggend, toe kry ek migraine. Die van julle wat migraine kry, sal weet, ouch.
sleg. Ek het my gremering aangesit deur te dink, okay, hier is die vou van my oog. Okay, Kwassie. Daar's my wenkbrau. Okay, potlood. Dis waar jy gaan. Okay, lippe. Ek weet hulle maak 'n puntjie en hulle maak 'n puntjie. Okay. En ek het vir hulle hier kom vra, hoor hierso is die blush op die regte plek, want ek het gemik en gedruk vanoggend soos 'n kamera, gemik en gedruk. Kon absoluut niks sien nie. En ek het dit bestraf en ek het geweet dit is die duiwel homself. Maar Here, ek roep U nou aan, ek bestraf hierdie ding, ek roep U aan, want ek weet ook die sigsversteurings is die maklike deel, né? Die wat weet sal sê amen. En ek het vir die bidders gesê, bid nou net, want nou kom die onaangename deel. En ek het al migraine gehad dat ek gery het en gestop het en die motor se deur oopgemaak het en my ontbyt gedeel het met die insekte. Weet julle dat soos wat ek hier staan, het ek nog nie 'n enkele pyn gehad nie. Maar wat julle nie weet nie, is dat enkele minute gelede het ek 'n tweede stel sigsversteurings gekry. Onthou julle toe ek gelees het en so gesukkel het, ek moes maar op gevoel lees. Ek kon weer nie sien nie. En ek staan nog steeds hier. Die magtige arm van ons Here. Geen probleem, nie eers 'n ou migraintjie is vir hom 'n probleem nie. Dis 'n geleentheid. Wat sou gebeur het as ek nie migraine gekry het vanoggend, eintlik 2 keer nie. Ek sou nie hierdie getuienis met jou kon deel nie. Dis God se perspektief op ons probleme, nie net op migraine nie. Daai ding oor die pad wat jy dink, hoe op aarde nou? Hiermee sluit ek af 'n jong vriendinnetjie van my, baie jonk, maar ek is baie lief vir haar. Vertel vir my, juffrou, ek moet vir juffrou vertel hoe goed is die Here. Dit wil ek altyd hoor, ek het altyd tyd vir dit. Sy sê vir my, juffrou, daar was hierdie onoorkomelike probleem. En as gevolg van haar privaatheid gaan ek nie sê wat die probleem is nie. Maar dit was 'n finansiële uitgawe wat absoluut onvoorsien was. En ek praat van 'n goeie klompie duisend. 'n Goeie klomp. Daai wat ons nie sommer daar in die bank het nie. Sy sê en ek het die som gemaak. En ek het geweet, ons gaan nie eet nie, ons het dit nie. En so gaan kyk haar pa, saam met wie sy bly, in sy bankrekening. En ewe skielik is daar 'n bedrag inbetaal. Raai wat se bedrag? Dieselfde bedrag. Onvoorsien. Sy het geen verklaring oor hoekom dit gebeur het nie. Sy het vir niemand, sy het eers vir my gesê, juffrou, ek het X bedrag nodig nie. Sy vertel dit vir my na die tyd, toe die Here klaar voorsien het. Magtige arm van die Here. Daai probleem wat jy dink, ek het dit nie. Here, U wil vir my iets wys. Hier's 'n les, hier's 'n geleentheid. Is of dit, of ek gaan sê, die probleem is so groot, en ek se sprinkaan. En ek vergeet om op te kyk. Mag ek en jy nie daai een wees nie. Kom ons staan en ons ontvang die seën van die Here, soos wat ons dit ook hier in Numeri 6 kry. Die Here sal tot jou redding verskyn in elke krisis. Nie op die manier waarop ek en jy dink nie, maar hy sal tot jou redding verskyn. En hy sal vir jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor, al is dit nie op die manier waarop jy gehoop het nie. En hy sal aan jou sy bonatuurlike vrede gee. Mag jy vandag gaan leef met 'n indruk in jou hart van die grootheid van jou God. En hoe klein sprinkaan jou probleem in sy oë is. Amen.